Baie dankie Janine, baie dankie. Maar dit klink amper eenders, maar dit is nie. Versekering is dit wat mag gebeur. Dit wat kan gebeur. Dit is 'n spesifieke gebeurtenis. Byvoorbeeld diefstal kan gebeur. Inbrake kan gebeur. So dit is spesifiek en versekering is gebaseer op skadeloosstelling. Ek gaan later daaroor praat oor daardie konsep skadeloosstelling, maar versekering is gebaseer op skadeloosstelling en versekering moet jy eis. Wat bedoel ek daarby? Die versekerde moet eis. Ek gaan nie weet as versekeraar jou huis het afgebrand nie totdat jy die telefoon optel en vir my sê meneer, my huis het gister afgebrand en sovoorts. Daar was 'n vloed ook gewees en dies meer. Dan is ek eens bewus van jou risiko wat jy onderneem het. So dit is baie belangrik dat versekering kan gebeur, mag gebeur en dis gebaseer op korttermyn huishoudelike motorprodukte en dies meer en is gebaseer op skadeloosstelling, maar baie belangrik, daar moet geëis word deur die versekerde sodat die versekeraar bewus kan wees. Maar kom ons gaan na assuransie. Assuransie is 'n definitiewe gebeurtenis. Dit gaan uitbetaal. Dit gaan uitbetaal byvoorbeeld uittreë aan 'n tyd. Jy gaan doodgaan. Jy gaan aftree op jou ouderdom van 65 jaar en sovoorts. So dis 'n definitiewe gebeurtenis en dit is 'n langtermyn periode gewoonlik. So die verskil tussen versekering is die een kan gebeur en wat spesifiek is en assuransie dit sal gebeur. Jy moet doodgaan. Jy moet soort van aftree eendag uit die werk uit en dit is assuransie, dit sal gebeur.